Familie, wyse, welvaart. Is jou familie reg om wys met welvaart te werk? Welkom by die weeklikse gesprek waar kenners saam met families na eerlike antwoorde op moeilike vrae soek. Ontdek ware wyshede vir jou familie se welvaart. Loer en luister aanlyn. RIG, wysheid vir ware welvaart. Families en besigheid nader baie keer vir my en Karen wie saam met my is. Hallo Karen. Hallo. Oor hoe mens goeie beplanning binne jou familiebesigheid doen. Mense weet baie keer om goeie beleggingsbeplanning te doen, goeie boedelbeplanning, maar weet, die besigheidsbeplanning binne die familie kom nie altyd so maklik nie. En ons het oor jare al geleer wat ons met families en besigheid werk, dat 'n parallelle beplanningsproses, waar ons vashou aan die feit dat ons 'n besigheid is, maar ook terselfdertyd 'n familie is. Ja. Albei hierdie elemente is belangrik. 'n Mens moet aan albei hierdie vashou. As jy so hard besigheid doen, dat jy die familiekant hiervan vergeet, dan is jy harde koue besigheid. As jy so net vashou aan die feit dat jy 'n familie is en jy wil tog niemand se gevoelens seermaak of niemand se tone trap nie, want jy 'n lekker warm kushy familie, maar dan sit jy later met 'n bankrot besigheid. So om hierdie te balanseer is belangrik. So in die eerste plek gaan begin ons en ons vra vir die familie, wat is vir julle belangrik? En hier gaan dit oor, hoe lyk julle waardes? Maar dan daarmee saam ook, hoe sien julle die toekoms? Met ander woorde, wat is julle visie? So om met waardes en visiewerk binne 'n familie te werk, is baie belangrik. En julle sal sien, as jy na die video kyk, hier's 'n groen randjie om die sirkel, en die groen randjie beteken dis primêr familiewerk, wat ons in daai konteks doen. En as jy in die parallelle beplanningsproses dan na die strategiekant toe gaan, want dis eintlik waar ons visie vir die toekoms begin uitpak en waar ons saam begin werk om daai visie strategies te bereik, dan begin jy gesels oor jou besigheidsstrategie. Nou hier sal julle die blou randjie om die sirkel sien. Maar Karen, jy het oor jare nou al saam met my geleer dat jy kan nie net besigheidsstrategie werk doen, Sonder familiestrategie. Jy moet familiestrategie werk ook doen. En baie min familiebesighede doen dit. Hier doen ons 'n baie kosbare stuk werk met families en besigheid, waar ons na die 6 rolle binne 'n familiebesigheid gaan kyk, en waar ons strategiese beplanning, nie net met die besigheidsmense nie, maar met die familiemense in en om die besigheid hier doen. Dit is vir my altyd 'n baie lekker stuk werk. Maar hier sal jy die groen randjie weer sien, omdat dit meer met die familiekant van die besigheid te doen het. Dan moet ons beleggings maak, en ons wil baie keer beleggings in besighede en eiendom en die tipe van goed eers doen, maar ons wil eers finansiële kapitaalbeleggings doen. Maar dis eintlik verkeerd om. Ons moet eers menslike kapitaalbeleggings doen. So weer die groen sirkeltjie hierso. Ons moet die volgende generasie begin oplei en voorberei om in die besigheid te kom werk. Anders dan gaan ons later 'n besigheid hê waar geen familielede in werk nie. En dan is dit eintlik maar net 'n belegging en nie meer 'n familiebesigheid nie. So die beleggings is die menslike kapitaalbeleggings belangrik. Wat gaan die blou sirkeltjie hier wees? Finansiële kapitaal. Die finansiële kapitaalbeleggings. Dis ook belangrik, maar mense fokus baie keer eensaidig net op die finansiële kapitaalbeleggings en kyk die menslike kapitaalbeleggings mis. Goed. Dan gaan dit oor bestuurstoesig of governance. Met ander woorde, hoe neem ons saam besluite in die besigheid? En aan die besigheidskant het dit dan baie keer te doen met ons raad van trustees en ook ons raad van direkteure, ons direksie. So, dis die blou sirkel. Baie mense wie in groter familiebesighede is, het kwartaalliks direksievergaderings, 2 maal 'n jaar 'n trusteevergadering, daai goed gebeur. Ons kan nie net aan die besigheidskant hierdie vergaderings hê nie. Ons moet ook by inkomste op die vlak van die familieraad of die familieforum hê. So hierso die bestuurstoesig aan die familiekant, hierso met die groen sirkeltjie, is enige tyd net so belangrik soos die bestuurstoesig wat ons aan die besigheidskant doen. En as ons na familiebesighede kyk, is dit hierso waar familiebesighede baie keer in die moeilikheid beland. Ja. Ons skryf in hierdie hele proses saam met die familie en besigheid dan ook hulle grondwet vir hulle. Maar ons kom by besighede waar hulle goeie besigheidsstrategie het, waar hulle goeie finansiële kapitaalbeleggings doen, waar hulle selfs goeie bestuurstoesig in plek het. Maar tipies as ons na hierdie groen sirkels kyk, het hulle nie
'n goeie familiestrategie in plek nie. Hulle menslike kapitaalbeleggings lyk nie goed nie en hulle bestuurstoesig aan die familiekant lyk ook nie goed nie. So dis tipies dit wat ons aan hierdie kant van die prentjie sien. Ja, ek wil net daar invul by wat jy nou gesê het van ons skryf hulle grondwet vir hulle. Skryf dit saam met hulle. Ons skryf dit saam met hulle en dis 'n baie belangrike punt want om net 'n familiegrondwet vir 'n groep mense te skryf raak 'n papier waarmee jy wat nie deel van jou menswees is nie. So dit beteken eintlik later vir mense niks. Absoluut. En die generasies moet dit saam skryf. Generasies moet dit saam skryf. Hulle moet dit in hulle lyf en in hulle gut voel want dis wanneer hulle dit gaan leef. Seker. So dit is belangrik. Belangrike punt. Nou wat ons doen is ons vat hierdie verskillende stappe en oor 'n periode van 2-3 jaar, tipies gewoonlik omtrent 3 jaar, kom ons so 6 tot 8 keer oor die hele periode met die familie bymekaar. In die eerste jaar ideaal gesproke so 2 of 3 keer en in die jare daarna so 2 maal en dan later sien ons 'n familie net eenmal 'n jaar. Maar waar ons met hierdie verskillende prosesse saam met hulle werk. Ja. Goed, ons hou daarvan om dit nader aan ons huis te doen, in Oesterbaai waar ons bly. Ons doen dit op pragtige ander plekke in die land. Makoukuil, hier so in Vaalwater is ook 'n plek waar ons dit doen. Maar waar vir 'n familie ook al werk, wat wel belangrik is dat die familie vir 'n dag of 2 uit hulle besigheid breek en met 'n blok van hierdie werk saam met ons werk. So julle is welkom, julle kan ons webwerf besoek, maar ek dink vir die van julle wat na hierdie video kyk, die QR-kode op die skerm kan julle inskandeer en dit vat jou na 'n webwerf Familiewyse Welvaart waar jy al die inligting kry, ons tweeweeklikse potgooi uitsending, YouTube uitsending waarna jy ook kan kyk. Maar veral families wie geïnteresseerd is om deur hierdie 3 jaar proses van familiebesigheidsbeplanning te gaan, die parallelle beplanningsproses. Julle is baie welkom om met ons kontak te maak en uit te vind presies hoe hierdie moontlik vir jou familie in besigheid kan werk. Dankie Karen. Dankie. Volgende keer gesels ons verder oor wyshede wat families nodig het vir ware welvaart. Familie. Wyse. Welvaart.